wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong jubel, ja meer, ek het die verwagting dat my liggaam sal lewe, want U sal my nie aan die doderyk oorlaat nie. U sal nie toelaat dat die troue dienaar vergaan nie. U het my die paaie van die lewe geleer. U teenwoordigheid sal my met vreugde vul. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen.
Ons skriflesing vanoggend, broers en susters, is in Handelinge 11, daar die 18 verse van die eerste gedeelte van Handelinge 11, waar Petrus hom moet verantwoord voor die gemeente in Jerusalem. Die apostel sê die ander gelowiges in Judea het gehoor dat mense wat nie Jode is nie, ook die woord van God aangeneem het. Toe Petrus dan in Jerusalem kom, het die Joodse gelowiges hom verwyd. Jy het mense besoek wat nie besny is nie, en het selfs saam met hulle geëet. Petrus het toe vir hulle alles mooi uiteengesit. Ek was in Joppe besig om te bid, toe ek in geesvervoering 'n gesig gesien het, sê hy. Ek het iets soos 'n groot doek, wat aan sy 4 punte neergelaat word uit die hemel sien afkom, en dit het tot by my gekom. Toe ek goed daarna kyk, sien ek daar 'n 4-voetige diere van die aarde, wilde en kruipende diere en wilde voëls. Ek het toe 'n stem gehoor wat vir my gesê het, kom Petrus, slag en eet. Maar ek het geantwoord, nooit nie, Here. Ek het nog nooit my mond aan iets gesit wat onrein of onheilig is nie. 'n tweede keer het ek die stem uit die hemel gehoor. Wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Dit het 3 keer gebeur. En daarna is alles weer in die hemel opgetrek. Terselfdertyd het daar 3 mans wat van Caesarea af na my toe gestuur is, by die huis aangekom waar ons tuis was. Die Gees het vir my gesê dat ek nie moet aarzel om saam met hulle te gaan nie. Ek en hierdie 6 broers is toe saam met hulle, en ons het in Cornelis se huis ingegaan. Hy het vir ons vertel hoe hy die engel in sy huis sien staan het, wat vir hom gesê het, stuur iemand na Joppe toe, en laat vir Simon daar haal wat ook Petrus genoem word. Hy het 'n boodskap vir jou waardeur jy gered sal word, jy en jou hele gesin. Skaars het ek begin praat, of die Heilige Gees kom op hulle net soos op ons in die begin. Toe dink ek aan die woorde wat die Here gesê het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Hulle het net soos ons in die Here Jesus Christus geglo, en God het aan hulle dieselfde gawe as aan ons gegee. Wie was ek dan om God te probeer verhinder? Toe die gelowiges dit hoor, was hulle tevrede. Hulle het God geprys en gesê, God het selfs mense wat nie Jode is nie tot inkeer gebring, om aan hulle die lewe te gee. Terwyl ons so by sit, broers en susters, kom ons sluit ons oë in gebed. Here ons God, wanneer ons so met die woord besig is, besef ons dat die proses wat gebeur wanneer iemand die woord hoor en dit hulle lewens verander en dit aan hulle 'n nuwe lewe gee, is nie 'n proses waaroor ons enigsins beheer het nie. Die krag daarvan kom van die Heilige Gees, kom van Jesus se opstanding, kom uit sy oorwinning. En God, U kies met wie U te doen wil hê. U liefde kies ons almal uit. U kom na ons toe deur hierdie woorde. En U wil hê dat ons werklik daarna luister, sodat ons kan lewe, soos hierdie mense die lewe ontvang het. En vanoggend wil ons bid, Here. Ons wil bid dat U woorde vir ons harte oopsluit, ons gedagtes oopmaak, en ons begelei om hierdie wêreld in te gaan, en te besef dat alles behoort aan U. Alles is genade alleen, en dat ons so sal leef elke dag. Wees met ons, Here, terwyl ons besig is om na te dink oor ons eie lewens, en oor die pad vorentoe, en dat ons dit wat ons bekommer, dit wat ons seermaak, dit waaroor ons nie beheer het nie, aan die voete sal kom neersit, en sal vra dat U vir ons die regte raad
ons die gawe van onderskeiding sal gee, sodat ons weet wat dit is, wat U wil hê ons moet kies. So bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, deesdae as 'n mens enigstens jou foon oopmaak, of die televisie aansit, of net in gesprekke rond beweeg, dan kom jy agter dat mense skielik dink dat hulle eie opinie is die beste een. Dat jy mense kry wat ure en ure daaraan spandeer om dit wat hulle dink uit te saai in die wêreld in. En jy moet, as jy so luister na mense, leer om te onderskei. Kan hierdie persoon werklike opinie hê oor dit wat hy nou sê? Of is dit sommer net iemand wat lukraak besluit het, sy stem moet ook gehoor word? Hoeveel keer het 'n mens nie al gesien hoe 'n debat eintlik verword, in 'n bekgeveg, omdat mense daarop aandring dat hulle opinie reg is en nie tyd het om te luister na iemand anders en hulle opinie nie. En nie die wil het om te leer en om reg begeleid te word nie. En ons almal weet hoe gevaarlik dit is. Om nie te kan eintlik te weet nie, maar nogtans jou stem hard en duidelik te laat hoor. En mense op daardie manier te beïnvloed. Hoeveel keer het ek nie al vir myself gedink, en mense het in baie situasies vandag regtig die gawe van onderskeiding nodig, om te weet wat is waar en wat is vals. Waarna moet jy luister en waarna moet jy liewers nie luister, want dit gaan vir jou mislei. En miskien het hierdie gedeelte vanoggend iets vir ons in hierdie konteks. Dat ons sal leer waar begin 'n mens en hoe dink 'n mens en hoe behandel jy ander en hulle opinie. 'n Mens kan eintlik voor jou sien afspeel wat hier met Petrus gebeur. Petrus het so 'n bietjie buitekant die grense van wat vir hom gemaklik is gaan beweeg. Hy was in Samaria gewees. En toe gebeur hierdie ongelooflike goed met hom. Eers sien hy hierdie gesig. En hy word aangespreek oor 'n opinie, 'n oortuiging wat hy het, wat moet verander. En dan, daarvandaan, het hy hierdie belewenis, dat die evangeliese krag, die werk van die Heilige Gees so kragtig is, dat dit iemand en sy hele gesin se lewens kan verander. So Petrus is in Samaria en hy is besig om die evangelie te verkondig. Nou het Petrus gedink, niks gaan gebeur as hy hierdie gaan doen nie. Die wys die Here vir hom, alles kan gebeur, wanneer jy toelaat, dat die Heilige Gees sy werk doen. Maar sommer by die eerste keer wat een van die apostels waag om te gaan doen wat die Here vir hulle gesê het om te doen, is daar al so 'n bietjie van 'n beperking. Is daar so 'n molsoop waarboor hulle eers moet gaan. En nou weet ons, dis nie net Petrus wat daarmee geworstel het nie. Dit was die kerk in Jerusalem wat met hierdie saak geworstel het. En Paulus het met sy bediening eintlik hierdie hele ding op die spits gedryf, om hulle te dwing om dit reg te verstaan. So vir Petrus is die probleem, en dis iets wat die Christene op daardie oomblik nog nie deurdink het. Wat maak ons nou met mense wat uit die heidendom Christene word? Want tot op daardie oomblik was dit hierdie groepie gelowiges in Jerusalem wat almal Jode was. Maklik. En eintlik, as 'n mens verstaan hoe dit toe gewerk het, hulle het nog steeds tempel toe gegaan en hulle het nog steeds in die sinagoges gekom. Hulle het saam met hulle mede-Jode aanbid. Dis eers 'n bietjie later wat die skeiding gekom het.
en hulle verbied was om in die tempel te kom of in die sinagoges, en hulle in huise beginne by mekaar kom het. Toe die Jode en die Romeine hulle beginne vervolg. So hulle het nog nie nodig gehad om te dink oor hierdie nuwe bedeling wat vir die kerk aanbreek. En so beland Petrus, soos baie keer in sy lewe, voete eerste in die probleem. En ons ken vir Petrus. Petrus wil doen. Hy wil nie dink nie. Maar die Here stop hom. En hy dwing hom om baie ernstig oor hierdie saak na te dink. En uiteindelik uit hierdie geestesvervoerende visioen wat hy gehad het, leer Petrus dat daar sekere van die goedes in die Joodse wette en gebruike wat hulle net gaan moet laat staan, wat nie meer nodig is nie. En jy kan nie iemand dwing om eers 'n Jood te word voordat hy Christen word. Dat daar 'n plek moet kom waar hulle op gelykveld is. En dis nie binne die Joodse gebruike nie. Dis binne nuwe gebruike en 'n manier van lewe wat vir Christene daar gestel. En toe hy hierdie stukkie insig het, toe kan hy openlik praat met mense wat nie Jode is nie. En hy kan vir hulle verduidelik, hy vertel vir hulle wat God gedoen het. En hulle lewens verander. En dan ontvang hulle die gawe van die Heilige Gees. Daardie gawe van die Gees waarsonder jy nie 'n Christen en 'n gelowige kan wees. Want dis die Heilige Gees in ons lewens wat ons leer om te glo. Wat vir ons die woord oopsluit. Wat vir ons hoop gee. Wat vir ons die moed gee om te leef soos wat ons veronderstel is om te leef voor God. En toe hulle dit ontvang, toe besef Petrus, hierdie mense en ek is op gelyke veld. En saam is ons die kerk van die Here. God het hom oortuig. Die Heilige Gees gee vir hom die insig. En hy verstaan uiteindelik dat daar goed is wat 'n mens kan laat gaan. Sodat ons almal deel is van die Here se kerk en van sy koninkryk. En God wat kies om mense in te sluit in sy genade. Dan vra Petrus die vraag: wie is ons om anders te wil besluit? Wie is ons om anders te dink as wat die Here gedink het en wat hy ons geleer het? En partymal, broers en susters, ek dink is dit die moeilikste ding vir Christene, vir ons ook. Daar sekere goed wat ons wil hê moet wees soos wat dit is. Daar sekere goed wat ons dink moet net so gebeur. En julle ken die geskiedenis van gevegte met mekaar oor gebruike en oor oortuigings. En dan kom Petrus hier en hy leer vir ons die les wat hy geleer het. Dat partymal moet jy goed laat gaan. Want daardie goed veroorsaak dat mense uitgesluit is uit die kerk van die Here. Daar's goed waarin ons so graag wil vasklou. Maar eintlik is daar nie plek of ruimte daarvoor. Want dit veroorsaak dat iemand anders nie 'n plek het. En dan moet ons maak soos wat Petrus gemaak het en gewilliglik leer en luister na die Gees en verander hoe ons dink. En dan sal ons vir mekaar sê vanoggend, ons is nie gemaklik met goed wat sommer net verander. En broers en susters is reg dat ons nie sommer net goed verander ter wille van verander. Ons moet hierdie proses deurloop wat Petrus deurloop het. En dis 'n proses van jouself oopstel vir die woord en die Gees. Sodat die woord en die Gees bymekaar kan kom en daardie kragtige oortuiging met jou kan werk. En vir jou kan insig gee. En die gawe van onderskeiding sodat jy kan verstaan wat is reg en wat is verkeerd. Ons moenie dink dat ons al die antwoorde het nie. Ons het nie al die antwoorde in die geloof, in ons verhoudings, in ons menswees nie. Ons moet altyd ruimte laat. Eintlik gaan soek daarna dat die Gees ons begelei
en dat ons die antwoorde vind wat die Here vir ons wil gee. En dit doen jy alleenlik as jy bereid is om die woord en die gees ernstig op te neem in jou lewe. En daaruit te gaan leer en te verander. Kan julle jouself indink wat dit Petrus gekos het om so van gedagte rigting en oortuiging te verander? En hy het dit gedoen omdat die Gees hom daartoe gedryf het, gestuur het, gelei het. En toe gaan hy terug Jerusalem toe. En die ouens in Jerusalem is van baie kwaad. Hulle wil dan weet, Petrus, wat het jy aangevang? En dan sê hy vir hulle, hy sê nie vir hulle, wag, kom ek oortuig julle met 'n klomp feite nie. Hy sê vir hulle, wag, kom ek vertel vir julle wat God gedoen het. En hier's 'n tweede stukkie les vir ons broers en susters. In die feit dat ons wil so graag ander mense oortuig van die waarheid. Ons raak in gevegte betrokke oor geloof en die woord, want ons moet ander oortuig, ons standpunt is die regte een. Petrus kom leer vir ons, dis nie wat jy doen nie. Wanneer jy met ander mense besig is dit nie jou werk om te oortuig nie. Dis jou werk om te getuig. Om vir hulle te sê, kom ek vertel vir julle wat het God gedoen. En dan so te getuig. Want dit is die Heilige Gees se werk in hierdie lewe om mense te oortuig, om vir hulle geloof te gee, om hulle op die regte pad te lei. Daarom is die Bybelgenootskap se beeld van die saaier vir my die mooiste beeld. Want dit is wat ons doen. Deur wat ons sê en wat ons doen, is ons besig om die woord, die evangelie van redding te saai. En dis vir ander mense om dit te ontvang. En dis vir die Gees om toe te laat en te laat groei in daardie omstandighede. Dis nie vir ons nie. Soveel keer wil ons tog net so bietjie sien of ons darm al iets reg gekry het. Ons wil 'n maatstaf hê om te sien hoe suksesvol is hierdie saak. Dis nie ons sukses nie. Dis nie vir ons om te meet nie. En dis dalk die moeilikste ding van gelowige wees. Om te verstaan dat dit nie in jou mag is om iemand anders te oortuig nie. Dis nie in jou mag om iemand anders te verander nie. As jy maar net met 'n openheid getuig, as jy maar net met 'n stukkie entoesiasme en inspirasie vir iemand anders sê, kom ek vertel vir jou wat God vir my gedoen het. En die res laat ons by die Gees. Die res is die Gees se om te laat groei en te laat verander. En dis hierdie wonderwerk in Kornelius se huis wat uiteindelik vir Petrus by hierdie punt bring. En as hy in Jerusalem terug is, waar hy presies dit doen wat die Here vir hom geleer het. En dan oortuig die Gees die ander gelowiges dat dit die regte pad is. Hier was nie in Kornelius se huis lang voorbereidings en rituele voordat hulle gelowiges geword het nie. Hulle is deur die Gees begelei om te glo en om die woord aan te neem en hulle lewens te verander. En dis die wonder van die Gees in ons lewens. As ons maar net meer wil sê, kom ek vertel vir julle wat God gedoen het. In steede daarvan om te oortuig en te beklei en mense te probeer laat insien wat die waarheid van die evangelie is. Dis nie ons werk nie. Ons werk is om gelowiges te wees, wat eg en eerlik en opreg daar buite lewe. En wat praat oor wat God vir ons gedoen het. En die woord gebruik om vir mense te vertel wie God is en waarmee hy besig is. En dan toe te laat dat die Heilige Gees die werk doen wat hy gestuur is om te doen. Hy wat die krag van die opstanding, die krag wat God het, tot sy beskikking het om mense te begelei op die pad,
wat hy vir hulle kies. En 'n gemeenskap van gelowiges verander. 2 groepe verander hier. In Cornelius se huis verander gelowiges in werklike gelowiges, omdat hulle die woord hoor. In Jerusalem verander 'n groep mense, omdat hulle besef, hulle opinie, hulle rituele, hulle manier van dink, moet nou verander. En hulle moet hulle self oopstel vir wat die Here besig is om te doen. En dan verander die kerk van die Here. So broers en susters, in die eerste plek moet ons fokus daarop, dat wanneer ons in 'n situasie is, waar ons nie presies weet nie, waar ons soek na die waarheid, dan gaan soek ons dit in die woord, en ons vra die Gees se hulp. En ons laat toe, dat die woord en die Gees met ons werk. En as dit dan nodig is, dat jy moet verander in hoe jy dink, en waarmee jy besig is, dan doen jy dit. Dan loop jy in die voetspoor wat die Gees vir jou loop. En jy begin anders dink, en anders leef. En jy maak jou hart oop. En jy maak jou gedagtes oop. En jy laat toe dat die lig van die evangelie inkom in jou lewe in. God wil hê dat ons moet verander. Dat ons ingesteldheid en ons denke en ons menswees moet verander. Moet gedurig aan die verander wees, om al hoe meer te word wat Christus wil hê ons moet wees. En hoe weet ons wat Christus wil hê? Deur die woord en die Gees. En as ons met hierdie proses erns maak, dan gaan die Here ons seën met hierdie gawe van onderskeiding, sodat jy kan sien wat werklik is en wat vals is, en sodat jy weet waar jy jou aandag moet fokus, en waar jy nie in lawwe praatjies en onnodige gesprekke en 'n bekgeveg betrokke raak, omdat jy dink, jy is veronderstel om die woord en die evangelie te verdedig. Ons is nie hier om te verdedig en te beklei nie. Ons is hier om vir mense te vertel, weet jy wat God vir my en my medegelowiges en vir gelowiges oor die eeue al gedoen het. Kom ons vertrou hom en ons leef met mekaar in daardie vertroue. Om jou denke oor 'n saak te vernuwe, broers en susters, beteken dat die Gees by jou hart, by jou ingesteldheid en jou denke moet begin. En dat jy 'n nuwe mens moet word. En op hierdie pad van verandering ontdek ons is nie in beheer nie. God is in beheer. God gaan hier laat gebeur wat in sy wil is. En ek sal dit oor en oor sê, onthou dat God se wil is liefde. God se wil is nie iets anders nie. As ons ooit vra, wat is God se wil in hierdie omstandighede, dan kan ons maar weet, dit wat uit liefde kom. Dit wat mense laat ervaar dat God lief is vir hulle. Dit wat verhoudings herstel. Dit wat lewens verander. Dit wat mense bymekaar bring rondom die Gees en die woord. Dit is God se wil. En ons almal sal vir mekaar, ons sal mekaar kan sê, dis een van die moeilikste goed wat ons partymal moet doen. Om te laat gaan aan dit wat jy so oortuig is van. Sodat jy jou verhouding kan herstel. Sodat jy God se liefde kan leef. Sodat jy ander mense kan koester. En dan herinner hierdie verhaal ons daaraan, dat die Gees daar is. En dat die Gees dit moontlik maak. En dat ons net die instrument is waardeur hierdie kommunikasie gebeur. Sodat die Gees hier kan werk. Sodat die saad gesaai is wat hy kan laat groei. En dit mag ons nooit vergeet nie, broers en susters. Hoe wonderlike les is dit nie as ons moet leer om met ander te praat
en waar God ons stuur om met mense te praat. Hierdie verhaal sê vir jou, jy het nie nodig om ingewikkelde argumente te hê nie. Jy het nie nodig om iemand te oortuig nie. Al wat jy nodig het om te doen, is om te sê, kom ek vertel vir jou van hierdie God van genade. Kom ek vertel vir jou my storie van genade. Kom ek vertel vir jou waarmee God besig is. Die Gees en die woord is aan die werk. Die resultate is baie keer nie vir ons daar te sien. Maar God weet wat hy doen. En hy verander ons landskap. Dalk een mens op 'n slag, maar hy is besig om dit te verander. Hy weet wie hy nodig het in watter situasie. En as daar iewers oor jou pad die geleentheid kom, om vir iemand anders te kan vertel, kom ek vertel vir jou my storie van genade. Doen dit met oortuiging. Doen dit met geloof. Doen dit met al die hoop en al die inspirasie wat die Gees vir jou kan gee. Maar moenie verwag dat jy die resultaat daarvan gaan sien. Dis vir die Gees. Dis sy werk. En ons is net die kanaal waardeur dit gebeur. Ons saai en Gees vat verder. En hy red mense se lewens. Kom ons glo dit, broers en susters. Kom ons gaan leef dit. En kom ons vat hierdie proses wat gedurig in ons aan die gebeur is, waar die woord en die Gees met ons werk. Kom ons vat dit ernstig op. Kom ons leer om te luister voor ons praat. En kom ons praat oor die genade en die liefde van God. Amen. Kom ek hou ons voor die geloofsbelijdenis van Nicea. Wat so 'n bietjie anders klink as die apostoliese geloofsbelijdenis waaraan ons gewoond is. Luister na die woorde en daarna sing ons van 194, was jy daar toe die Heer gekruisig is. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mense, en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het net volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenes en die lewe van die toekomstige eeu. Amen.
lied 284, laat weer die vrede deur my vloei. Kom ons bid saam. Here ons God, ewige Vader, Christus ons Here, Heilige Gees ons trooster. Aan U kom toe al ons lof. Here, as ons moet bedink wie U is U ver meer as wat ons ooit met al die woorde wat ons het sal kan beskryf. Hoe kan ons U verstaan wat tegelijkertyd ewig, almagtig, ver en naby is? Watter woorde sal ons gebruik, Here, om te verduidelik hoe almagtig U is? Hoe groot is U genade? Hoe wyd is U vergifnis? Maar vanoggend, Here, wil ons onsself net toewy aan U. Wil ons onsself net oorgee aan hierdie genade. En ons wil bid, Here, wees ons wat sondaars is, genadig. Stuur vir ons hoop, gee vir ons geloof. Laat ons leef uit die liefde wat U oor ons uitstort. Dankie, Here, dat ons weet, dat ons nie alleen in hierdie wêreld staan nie. Dat ons nie alleen is wanneer ons in U naam leef nie, maar dat U deur die Gees werklik by ons is. Dat U besig is om aan ons te werk en aan ons omgewing en aan die mense rondom ons, aan ons verhoudings, aan dit wat ons dink en verstaan, aan dit wat ons doen. Here, baie dankie dat elkeen van ons weet hoe naby U aan ons is. Hoeveel keer U ons al gelei het, weg van dit wat verkeerd is, na dit wat reg is. Hoeveel keer, Here, U ons al gewaarsku het. Hoeveel keer U ons al vasgehou het, as ons dit nodig het. U vir ons elke keer die pad oopsluit, die toekoms inlei. Here, dat ons kan belei, ons glo en vertrou. Ons lewe nou reeds in die koninkryk, al kan ons dit eers sien as ons nie meer hier is nie. Dankie, Here, dat ons uit hierdie hoop kan leef. Dankie dat U genade altyd vir ons genoeg is. Dankie dat U voorsien, dat U weet wat ons nodig het nog voor ons vra. Here, dat U vir ons begelei. En so wil ek bid ook in hierdie week, vir almal wat weg is van die huis, dat U vir hulle veilig sal hou en veilig sal terugbring. Here, dat U vir hulle wat moet leiers wees, insig sal gee. Dat U hulle sal gaan keer om die verkeerde te doen en hulle leer om die regte te kies. Maar Here, dat U dit ook met elkeen van ons sal doen. In die besluite wat ons moet neem, in die verhoudings waarin ons leef, waar ons kinders en ons kleinkinders moet opvoed. Daar bid ek, Here, dat U vir ons die leiding en die wysheid sal gee. Wees met hulle wat U nodig het, wat hartseer is, wat swaar kry. Wees met hulle, Here, wat siek is en wat broos is, dat hulle sal ervaar U maak vir hulle sterk. Gee vir hulle wat nie meer glo nie geloof. Gee vir hulle wat hopeloos is en nie meer weet waar om mee te gaan nie. Gee vir hulle die hoop, U krag, U genade. Here, dit bid ons alles, nie omdat ons het verdien nie, maar ons bid dit in die naam van ons Here en Verlosser, Jesus Christus, hy wat leef, hy wat regeer, hy wat ons Here is. Amen.
dan bly ek staan vir die seën en na die seën sing ons die Amen lied 314. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees.